Pa Ernst is gebore op 12 Januarie 1934 in Johannesburg, waar hy skool bygewoon en begin het met 'n ambag as kabinetmaker. Op 4 Maart 1961 is hy getroud met Makobi. En uit die huwelik is 4 kinders gebore. Pa Ernst en Makobi is geseën met 5 kleinkinders en 5 agterkleinkinders. Pa Ernst het te alle tye sy gesin voorop gestel en sou enigiets doen om aan hulle slegs die beste te voorsien. Dit het hy tot op die einde gedoen en het verseker dat alles in orde is en dat Makobi versorg sal wees voor hy van adres verander het op 25 Mei 2020. Hy het net verhuis van hier op aarde na die hemel. In die woorde van Jan F.C. Silje, die sirkel is voltooi. Stil broeders, daar gaan 'n man verby. Hy groet en dit is verlaas. Daar's maar net een soos hy. Bekyk hom goed. Die oog nou dof en weggesink. Soos 4 vonk kan hy blink. Die arendsblik. Tannie Kobie, kinders, kleinkinders, agterkleinkinders, familie en vriende, vergun my voordat ons hierdie dankdiens ter ere van hom Ernst se lewe begin, om aan u meelewing te betoon. Ek doen dit graag namens my gesin en Dominee Lillian. Ons kyk vandag terug oor 'n lewe wat aan ons geleen was vir 86 jaar. Ons wil in hierdie seertyd vir julle toebid, die nabyheid, die omgee en die liefde van die Here. Mag ons vandag getroos word deur hierdie wonderlike bekende Psalm 23, waar die Here vir ons as herder nader bring, vashou en koester, en saam met ons hierdie pad van verlies loop. Mag die Here vir julle seën in hierdie tyd, en mag ons saam wees rondom sy woord, vandag geseënd wees. Ontvang nou met 'n biddende hart die seën van die Here. Die Here vertroos en bemoedig ons met die woorde van Psalm 46, waar hy vir ons sê, ek is vir julle 'n toevlug en 'n beskerming. Ek was nog altyd bereid om te help in nood. Daarom hoef julle nie bang te wees nie. Al gee die aarde pad, al skuif die berge tot in die dieptes van die see, al druis en skuim die waters van die see,
Al skud die berge deur sy onstuimigheid, God is altyd daar. Geliefdes, genade en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing tot lof van die Here, Psalm 23. Geliefdes, kom ons lees seker een van die mooiste psalms en bekendste psalms vandag saam by hierdie dankdiens ter ere van hom Ernst se lewe. Psalm 23. Die Here is my herder, 'n psalm van Dawid. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teestanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Geliefdes, net tot sover ons skriflesing, mag hierdie besondere woorde vandag vir elkeen van u tot troos wees. Kom ons verenig in 'n gebed voor die Here. Hemelse Vader, U wat altyd teenwoordig is en U wat alom teenwoordig is. Dankie dat ons vandag voor U kan stil word. Stil word, Here, al is ons harte seer met diepe dankbaarheid. U het 'n unieke geliefde aan ons geleen vir 86 jaar. Ons was bevoorreg om sy lewe te geniet en sy lewe en sy optrede en sy menswees het ons lewe gevul. Daarom wil ons dankie sê vir die lewe van Ernst Meiburg. Dankie Here dat U vir hom styf vasgehou het dwars deur sy lewe. En dat ons vanoggend elkeen kan kom en dankie sê vir sy invloed in ons lewe. Kom dankie sê vir die eggenoot wat hy was vir Tannie Kobie. Die pa wat hy was vir sy 4 kinders, vir sy kleinkinders en sy agterkleinkinders, vir sy familie en die vriend wat hy was. In ons ontmoeting met hom Ernst het jy altyd
tot die diepe besef gekom van 'n nederige en 'n stil mens wat op die regte pad elke dag probeer lewe. Iemand wat nie groot gepraat het oor dit wat hy bereik het in die lewe nie, maar iemand wat stil was en God toegelaat het om sy lewe te vorm. Here, U was sy herder elke oomblik van sy lewe. U het vir hom toegevou in goeie en in slegte tye. U het hulle as familie gedra elke oomblik wat U aan hulle familielewe gegee is. Ons is nou stil, Here. Sny nou U woord oop. Laat hierdie besondere psalm vir elkeen van ons 'n stuk persoonlike troos en berusting bring. Maar mag dit ook die anker en die fondasie wees waarop ons die res van ons lewe sal leef. Met die wete, U is ons herder. Ons kom niks kort nie. Ons het genoeg aan U. Ons hoef nie ons oor môre en oormôre te bekommer nie, want U voorsien op U besondere manier vir elkeen van ons. Here, mag hierdie woord vir elkeen nou tot diepe troos wees. En mag elkeen berusting vind. En mag ons sinvol ons lewe gaan leef tot U eer en tot die uitbreiding van U koninkryk. Dit vra ons in Jesus se naam. Amen. Tannie Kobie, kinders, kleinkinders, agterkleinkinders. Psalm 23 is seker die mees bekendste psalm in die Bybel. Maar ook 'n psalm vol troos vir tye soos wat U as familie vandag belewe. Die omgewing wat Psalm 23 vir ons van vertel, was aan Dawid baie goed bekend. Hy het in die gebied groot geword. As seentjie het hy talle kere skaapwagter vir sy pa gespeel. 'n Gebied wat ons as 'n bergwoestyn kan beskryf. Ongelooflike hoë bergwande wat bo diep klowe getroon het. En onder in die klowe was dit skemer en baie gevaarlik geweest. Grotte en holtes in die bergwande het 'n skuilplek vir roofdiere en rowers gemaak. Jesus gebruik ook hierdie beeld vir die vertelling oor die barmhartige Samaritaan. Dis Dawid het dus van kleins af al die gevare leer ken wanneer jy met 'n trop skape deur daardie klowe moes gaan. Hy weet die donker dieptes is waar die grootste gevaar vir hom gewag het. Wanneer jy dus van Bethlehem of van Jerusalem gereis het na Jerigo toe, kon jy nie ver sien nie. Eers as jy deur die donker klowe is en jy om die laaste draai kom, sien jy Jerigo voor jou lê en die vrugbare Jordaanvallei met al die water en die groen weivelde. Dan eers kon die skaapwagter ontspan en rustig raak oor sy troppie skape. Want in hierdie vrugbare vallei was daar kos, water, oop ruimtes en makliker om jou vee teen rowers of wilde diere te beskerm. Hierdie oorvloed van God as herder beskryf Dawid vir ons
met aangrypende woordspeling en simboliek. En teen hierdie agtergrond bely hy dan ook God se sorg en God se daar wees vir hom in alle tye van sy lewe. So spel hy die heerlikheid van God se liefde en sorg vir ons in hierdie Psalm uit. Want Dawid het besef en beleef dat daar geen beter hande is om in te val as die Here se versorgende en genadige hande nie. Geliefdes, Psalm 23 is dus ook 'n geloofsbelydenis. 'n Geloofsbelydenis van iemand vir wie die Here alles in sy lewe was. En die skrywer het ervaar dat God in alle omstandighede van sy lewe teenwoordig was. En as herder hom op die regte pad elke dag gehou het. Dus Psalm 23 beskrywe al die soorte tye, gebeure en seisoene wat 'n mens in jou lewe kan beleef en sal beleef. En kom ons luister mooi na die verskillende seisoene wat in hierdie 6 verse van 'n mens se lewe vir ons in die besonder beskrywe word. Daarom kom die digter en sê, seisoen 1, die Here het vir hom tye van rus en vrede gegee. Dit is die tye waarin die mens vrede en kalmte ervaar het. Waar hy kon sê, ek kon niks kort nie. Ek is gelukkig, ek het krag, ek het lus vir my lewenspad en my lewe van elke dag. Dawid sê hier baie duidelik dat God vir hom baie goeie dinge uitgedeel het en aan hom gegee het. Dit het hom spesiaal laat voel en dit het kalmte in sy lewe gebring. Dit het hom met nuwe krag en uitsig vir die toekoms gevul. Geliefdes, elkeen van ons sal erken dat elkeen van ons kan van sulke tye in jou lewe getuig, waar jy rus en vrede met alles gehad het, waar dit met jou goed gegaan het en jy gelukkig was. God deel aan elke kind van hom sulke tye van rus en vrede uit. Maar dan beskryf Psalm 23 ook vir ons 'n tweede seisoen in ons lewe. Dawid kom en sê dat hy ook ervaar het dat God die een is wat rigting en betekenis in sy lewe gegee het. Dus seisoen 2 gaan oor die rigting en die betekenis wat God elke dag in ons lewe gee. Want hy het baie mooi tye van vooruitgang en voorspoed beleef, waar die uitdagings van die lewe kon aanpak en ervaar, dat God vir hom die regte koers en die regte pad elke dag aandui. 'n Rigting wat hom gehelp het om die regte keuses in situasies te maak. God help jou om op die regte pad te kom en op die regte pad te bly. So kan ek en u vandag getuig dat die Here ook in ons lewe elke dag vir ons rigting en betekenis gee. Die regte pad is juis die pad waar God sy eer op die spel is. En wys God vir ons watter pad ons moet loop om hom elke dag in ons lewe te eer. God kyk dus deur jou lewe hoe jy sy voorsiening ervaar en elke dag waardeer. In die derde plek kom Dawid en hy leer ons, die lewe bevat ook tye waar donker dieptes, seer, trauma, krisisse ervaar word. Waar daar geworstel word met pyn van nie weet hoe en waarheen nie. Tye van
ondeursigtige raaisels wat in jou lewe na vore kom. Tye van trauma, wat jy nie weet herwaarts of derwaarts nie. Tye wanneer die gebeure jou wil insluk, en jy wil weghardloop. Tye wanneer jy nie weet, op watter pad jy is nie. Daarom kom Dawid hier in die 3de plek en hy sê vir ons, maar in sulke tye het hy ervaar dat die Here naby hom is. Wanneer hierdie donker dieptes hom wil insluk, het die Here hom toegevou, vasgedruk, opgetel, perspektief gegee, dat hy die kop kon oplig en aangaan. Hy het besef, die Here se nabyheid verdryf nie al die donker nie, beantwoord nie al die vrae nie, maar gee die sekerheid dat jy nie alleen is nie. So het ons ook in ons lewe daardie tye waar die donker dieptes ervaar word. En u as familie sit vandag hierso met 'n donker diepte, die afsterwe van 'n geliefde. Mag u vandag kom hoor dat die Here naby julle is, julle vashou, julle pyn, julle trane, julle seer sal stilmaak en saam met julle die toekoms in sal gaan. Geliefdes, en dan die 4de besondere seisoen van 'n mens se lewe sluit Dawid Psalm 23 mee af. Wanneer hy sê, ek is 'n eregas by die Here. Geliefdes, ons verdien eintlik niks nie. En dan ervaar Dawid, en hy deel dit vandag met ons, dat God hom oorlaai met hartlikheid. Hy is God se eregas. En wanneer is 'n mens 'n eregas? Wanneer jy uitgenooi word om spesiaal behandel te word deur jou gasheer. En so nooi die Here ons elke dag uit om sy eregas te wees. Ons is vir hom spesiaal. Die Here versorg ons met alles wat ons nodig het. En eintlik baie dae, die meeste dae van ons lewe, meer as wat ons regtig nodig het. Ek het eintlik aan die Here genoeg, sê Dawid vir ons. Hoekom wil ek nog meer en meer hê as God vir my alles is? Dawid sluit af om vir ons vandag te sê dat die ware doel, die sin en die betekenis van die lewe is om God te vertrou en altyd in sy teenwoordigheid te lewe en op te tree. Geliefdes, ons hele lewe is altyd by God veilig. Dit verseker en dit waarborg Psalm 23 vir ons. Ware rus en vrede is nie die aardse goed nie, maar die diepe tevredenheid van iemand wat 'n verhouding met God het, wat 'n kind van God is, en die nabyheid van die Here elke dag in ons lewe ervaar. Tannie kinders, kleinkinders, agterkleinkinders, familie, vriende, mag ek nou oor oom Ernst se lewe 'n paar penstrepe skryf. Die geliefde het al die seisoene wat Dawid vir ons in Psalm 23 beskryf het, in sy 86 jaar ervaar. Die Here het vir hom Ernst tye van rus en vrede gegee. Dit is die tye waarin hy vrede en kalmte in sy lewe ervaar het. En ek het in my 31 jaar in hulle huis dit talle kere beleef. Die vrede en die kalmte waarmee hy kon redeneer, optree en sy gesin lei en versorg. Waar hy kon sê, ek kom niks kort nie. En sy bekende uitspraak, dit hou nie op om met my goed te gaan nie. Ek is gelukkig en ek het krag vir my lewenspad. Dit het die lewe van Ernst Meiburg altyd geopenbaar. Oom Ernst het ook ervaar dat God die een is wat rigting en betekenis in sy lewe van elke dag gegee het. Want hy het baie mooi tye van vooruitgang en voorspoed beleef. Die uitdagings van die lewe kon hy aanpak
omdat die Here vir hom die rigting gewys het wat hy moet loop. Omdat die Here vir hom die besluite in die verstand gebring het, hoe 'n saak uitgevoer moet word. Hy kon hierdie uitdagings aanpak en ervaar dat die Here vir hom elke dag sal bystaan en saam met hom sal loop tot aan die einde van sy lewe. In die derde plek het ek oom Ernst se lewe beleef as 'n tyd waar hy naby die Here geleef het, as die donker dieptes, die trauma, die krisisse in sy lewe na vore kom. Waar daar geworstel word met pyn, van nie weet hoe ek 'n saak moet hanteer nie, het hy kalm gebly. Tye van ondeursigtige raaisels en trauma het talle kere oor sy lewe gekom. En dan het hy stil geword en God toegelaat om in sy lewe te werk. Tye wanneer die gebeure jou wil insluk, het sy besondere persoonlikheid en kalmte 'n mens beïndruk. En dan het hy stil geword en ervaar dat die Here naby hom is en die Here vir hom die pad wys en die Here vir hom die weë oopmaak wat hy moet volg. Laastens 86 jaar het hom Ernst ervaar dat God hom oorlaai met hartlikheid. Hy is God se eregas gewees dwars deur sy lewe. Die Here het hom versorg met alles wat hy nodig gehad het en eintlik meer as wat hy regtig nodig gehad het. Die Here was sy herder en ons dank vandag die Here vir Ernst Meiburg se lewe. Dan die Kobie, kinders, kleinkinders, agterkleinkinders, familie, vriende, mag ons hierdie lewe eer en mag die ryke erfenis uit sy lewe, mag ons dit in ere hou elke dag en mag ons so lewe dat sy lewe deel van ons lewe sal bly. Ons sal die Heer, Ernst Meiburg, ons sal die Heer en dank God vir hierdie besondere mens aan ons geleen. Tot ons weer ontmoet, vrede. Amen. Geliefdes, waar dit 'n verrassingsgeleentheid is, kom ons doen nou saam belydenis van ons geloof en elkeen spreek in sy of haar hart soos volg. Ons glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ons glo in die Heilige Gees. Ons glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees, en ons glo 'n ewige lewe. Amen. Geliefdes, elkeen wat in Jesus Christus glo, leef vir altyd in God se teenwoordigheid. Met die sterwe van oom Ernst, vir wie ons lief is, bely ons saam met Paulus dat ons nie onkundig hoef te wees nie, omdat God die wat in hom glo, na hom toeneem. In hierdie geloof neem ons vandag afskeid van oom Ernst. Ons lewe nou reeds in die vaste en die sekere hoop van die opstanding tot die ewige lewe, deur ons Here Jesus Christus. Hy maak ons vernederde liggame aan sy verheerlikte liggaam gelyk. So bly ons tot in ewigheid by God ons Vader. Amen. Geliefdes, as slotgebed, kom ons verenig met die woorde van Gesang 505. Jesus, U gaan voor,
Ons volg in U spoor. U ken alle lewenspaaie, al die hoogtes, dieptes, draaie. Kom en vat ons hand na die Vaderland. Jesus, U gaan voor, ons volg in U spoor. Laat ons selfs in donker dae altyd volhou sonder kla. Ons wil soms bly staan as U voorwaarts gaan. Jesus, U gaan voor, ons volg in U spoor. Ons word vry van sondebande, van verslawing, skuld en skande. U is in beheer, ons verlosser Heer. Jesus, U gaan voor, ons volg in U spoor. Ook waar niemand dit wil waag nie, waar niks anders ooit sal slaag nie. U wat alles sien, leer ons sinvol dien. Vader, dit is ons gebed, as ons hier afskeid neem. Druk ons styf vas, tot ons weer ontmoet in Jesus se naam. Amen. Ons slotsang is die pragtige gesang 602. Ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nuut en vry. Die see en al wat skei verdwyn, God self kom by ons bly. Die nuwe stad, Jerusalem, daar uit die hemel neer, skoon soos 'n bruid in heerlikheid, geliefde van die Ontvang met 'n biddende hart die seën van die Here. God wat vrede gee, sal met julle almal wees en bly van nou af tot in ewigheid. My man, hoe sê ek dankie vir amper 60 jaar se getroude lewe saam met jou? Jou gesondheid het oor die laaste paar jaar verswak, maar nogtans het jy altyd, as iemand jou vra hoe dit gaan, gesê, wil nie ophou goed gaan nie. Ons het ons lewe ook op die basis geleef
en jy het voorsien sodat daar nooit 'n tekort was nie. Ek gun jou om nou te gaan rus, want die laaste paar maande het jy swaar gebuk gegaan onder gesondheidsprobleme. Ek weet dat jou saak met God reg was en dat jy nou saam met hom is. Ek hoop dat jy nou in vrede sal rus. Ons sal mekaar weer in die hiernamaals sien. Tot wederziens, jou eggenote Kobie. My liefste ouboet, Edda Erns, daar is 'n groot seer gat in my hart. Ek gaan jou so mis, maar dan kan ek terugkyk na soveel mooi herinneringe uit ons kinderdae, wat ek nooit sal vergeet nie. Ek onthou hoe ons saans na ete saam gesing het, terwyl ons die kombuis moes opruim en skottelgoed gewas het. Ek onthou die heerlike tye wat ons kennetjie, krieket en rounders gespeel het, saam met ons ouers en neefs en niggies, ooms en tannies. Saans het ons bordspeletjies gespeel soos Ludo, boereplaas, kaarte en dominous, by lamplig en ook by kerslig. Jy het direk na skool gaan werk en een aand met jou tuiskoms het jy 'n bruin papiersakkie aan my gegee. Dit was 2 stukke materiaal van die mooiste wat ek ooit gesien het. Jy het gesê, "Mommy moet vir jou 2 mooi rokkies maak." Dit het my so spesiaal en belangrik laat voel. Ek kan onthou dat daar altyd musiek in jou kamer gespeel was. Jy het 'n platespeler gehad en altyd die mooiste plate gespeel en saam gesing. Die jare het aangestap tot waar ons albei 'n ryp ouderdom bereik het, maar steeds 'n hegte band tussen ons. Jy het siek geword, maar nooit gekla nie. Met jou kenmerkende glimlag het jy altyd op die vraag hoe dit met jou gaan geantwoord, dit wil nie ophou goed gaan nie. Ek het Sondag aand 'n rustelose nag gehad. Ek het aan jou gedink en my hart het gehuil, omdat jy so siek is en nou so swaar moet kry. Ek het met God gepraat en vir hom gevra om jou styf vas te hou en te omarm, en dat jy dan sy liefde en nabyheid sal ervaar, en dat hy jou sal omvou met sy vrede, wat alle verstand te bowe gaan. Ek het rustig geraad en geweet, God het geluister. Ek het dit in my hart beleef, as 'n woordelose fluister. Die nuus dat jy verhuis het na jou ewige tuiste, het hierdie groot seer in my hart gelaat. Maar ek weet, jy is tuis. Van jou suster, Treya. Pa, hoe sê ons dankie vir 'n pa, oupa en grootoupa, wat altyd in als en almal se doen en late belang gestel het, en altyd gereed was met raad of advies. Enige woorde sal eindelik oorbodig wees, maar ons wil net sê, dankie. Namens die De Lange familie, Ikerman familie en Van der Westhuizen familie. Pa. Pa sal pa altyd onthou, as die pa wat vir elkeen van pa se kinders op 'n spesiale manier gehanteer het. Pa het 'n spesiale plek vir elkeen van hulle in pa se hart gehad. Putu het pa se steunpilaar geword, en ons sal altyd onthou hoe pa haar gekoester het as pa se meisiekind. Ek het die voorreg gehad om pa in 1996 te ontmoet, en ons het dadelik aanklank by mekaar gevind, tot so 'n mate dat ons vriende geraak het, en ons kon mekaar se leed en geluk deel. Ek het die geleentheid gehad dat pa my geleer het hoe om houtwerk te doen. Ons het ook vir 3 jaar saam in die konstruksiebedryf gewerk, waar ek weer vir pa sekere aspekte van die bedryf geleer het. Hoe dit ook al sy,
Ons het by mekaar geleer en ons het mekaar aangevul op verskeie maniere van die lewe. Pa het my en Petro altyd geag as die in die familie wat die leiding sal neem en dinge laat gebeur. En soos pa dit altyd gesê het, moenie worry nie, dinge sal regkom. Petro se laaste woorde aan pa was, moenie worry nie, pa, ek sal sorg. Ons sal sorg dat die familie by mekaar sal staan en dat maar veilig en versorg is. Dankie vir die rol wat pa in elkeen van ons lewens gespeel het. Ons het die voorreg gehad dat pa in die laaste dae by ons aan huis gebly het. Dit was net so kort rukkie, maar ons wil sê dankie vir die oë wys. Rus in vrede. Liefste pa, ek mis jou uit die diepste van my hart en wens so ek was net daar om jou te kon groet voor jy ons verlaat het. Daar is so baie dinge wat ek persoonlik nog aan pa wou sê, maar die gebrek van woorde en die tyd of die plek was nie daar nie. My gedagtes van my kinderdae en alles wat pa vir ons gedoen het, met 'n gelukkige blyplek en om ons kinders op te bring, het ons almal met groot vreugde gelaat. Ek kan steeds onthou die stappe wat ons gevat het, die speletjies wat ons gespeel het, daai persoonlike gesprekke wat ons gehad het, die ondersteuning en die leiding wat pa ons gegee het om ons te vorm, met ons groot word en om ons te help waar hulp nodig was. Geen woorde van my kan vir jou sê, pa, die dinge wat ek regtig voel, maar jy moet weet, my liefde vir jou is ewig, warm en opreg. Jy het my wêreld 'n beter plek gemaak, en deur die lewe wat volg, sal ek altyd hierdie kosbare gedagtes behou as gekoesterde aandenkings. Ek is dankbaar vir al die dinge wat pa ons op voorberei het, en kan pa nooit genoeg bedank daarvoor nie. Ek is so dankbaar dat pa is myne. Liefste groete, Sarel. Die beste papa in my lewe. Ek het altyd na hom opgekyk en vir hom was ek sy blue-eye girl. Sal nooit vergeet, Sondag, as ons klaar by die kerk en Sondagskool was, het ons die koerant gaan koop en elkeen pa, ma en elke kind het dan 'n banana sjokoladietjie gekry. Toe ek klein was, kon ek nie wag dat my pappa van die werk afkom nie. Ek het jou altyd met 'n blye groet verwelkom deur na jou toe te hardloop. Jy het my gevang, opgetel en in die rondte geswaai. Met pa se houtwerkprojekte het ek baie gaan help. Al was dit net om drinkgoed aan te dra of houtplanke vas te hou as hy dit kleiner wou saag. As ons TV gekyk het ek altyd by my pa gesit. En toe ek ouer was, het ek altyd op die mat gaan sit met my arms op sy bene. Vakansietye was altyd die lekkerste, veral as ons see toe gegaan het. Ons kinders het altyd saam met pa diep in die see ingegaan en hy het altyd gesorg dat ons almal weer veilig uitkom. So spesiaal. My pa was baie lief vir sy musiek. Hy het altyd saam gesing as daar liedjies gespeel is oor die radio, wat vir hom mooi was. Veral liedjies van Guy Korsten, Elvis Presley, Blue Spanish Eyes en baie ander. Hy het self 'n besondere stem gehad. Vir Yvonne was pa nie net oupa, maar ook papa. Pa het gehelp met winde uitvryf en as hy oulik was, het pa baie in die nagte opgestaan en my kom help met Wonnie. Niks was ooit vir hom te veel en hy het my geleer om nooit tou op te gooi nie. Hy het kans gesien om enige krisis uit te sorteer.
Pa was altyd die grootste hero in my lewe. Namens Cecilia. Groot was my nood toe die Max Springbok by die staatspresidents eenheid, die groot liaseer kabinet se tafelblad in die konferensiekamer beskadig het. Baie rustig het my skoonpa my vertel hoe om die herstelwerk aan te pak, die blad te vervang en die saak ten goeie op te los. Met die toemaak van die eenheid het elke lid 'n taak gekry en met bewyse van my houtwerk agtergrond baie duidelik in almal se gedagtes, was dit my taak om 3 kassies vir die spesiale drillhoede te maak. Elke lid in die bevelskaders het 1 so hoed gekry en 3 was afgesonder om aan die groep bevelvoerder, weermaghoof en die staatspresident te gaan. My moeilikheid was geboek tot my skoonpa tot my redding gekom het. Ons 2 het die glaskaste met likiaatbodems, kantrame en deksels gemaak. Uitsonderlik en het baie goeie terugvoer daaroor gekry. Hy was geensins vol klei toe ek hom gevra het om met sy oulike dogter te kon trou nie. En met Javon en Rico as kleinseuns het beide hy en skoonma baie hulp, raad en liefde gegee. As skoonpa het hy my baie van houtwerk geleer, maar ek kon maar net nie so goed die take aanpak soos hy nie. My niggie het haar kombuiskasfabriek verskuif en my pa en skoonpa as hulp ingekry. Groot was my geluk toe my pa eendag tydens 'n gesprek noem dat dit vir hom baie wonderlik is om daagliks saam met my skoonpa te kan werk. Van rugby het ons albei miskien nie veel geweet nie, maar met sy span WP en my span Noord-Transvaal op die veld te mekaar, het ons albei telkens die aftog geblaas. Hy wou nooit die WP verruil nie, maar hy het veral sy sport op die televisie geniet. Dit was natuurlik 'n groot voorreg toe hy met ons laaste gesprek noem dat hy so lus was vir 'n biershandy, want ek so baie skaam was om met hom te deel. Vir die toekoms sal ek elke bier wat ek drink aan hom opdra met 'n heildronk. Prost aan 'n groot man namens Willem. Dankie vir die afgelope 44 jaar wat pa my pa was. Dit was 'n voorreg om pa as 'n pa te hê. Ek het baie by pa geleer, van motors regmaak en houtwerk. Alles van broodbome. Oomblikke wat ons gedeel het oor jare sal my bybly. Hoe ek met karretjies gespeel het in die tuin. Toe ons in Nelspruit gebly het ek en pa op 'n Saterdag gaan bergklim en die mooiste watervalle gesien en broodbome en boomvarings uitgehaal wat ons in ons tuin gaan plant het. Tye wat ek saam met pa gaan werk het by die saagmeule. My kaskar wat pa vir my gemaak het. In my jaar wat ek matriek geskryf het, toe pa en ek die Beetle opgebou het en reggemaak het vir my eerste kar. Ek het baie by pa geleer. Dit maar van die spesiale oomblikke wat ek en pa gedeel het. Daar was soveel meer. Dankie vir wat pa vir my en Darius die afgelope paar jare gedoen en beteken het. As Darius billetjie rugby gespeel het, was oupa en ouma daar langs die rugbyveld om hom te ondersteun. Pa se trots was sy houtwerk en sy broodbome, maar eerstens sy gesin en familie. Pa het lang ure gewerk om aan sy gesin se behoeftes te voorsien. Dankie vir dit wat ek met pa kon deel die afgelope jare. Pa was 'n pa 1000. Lief pa tonne en tonne. Sal pa nog steeds lief hê, al is pa nie meer op aarde by ons nie. Sal pa mis hier op aarde, maar weet pa rus by die Jesus en het nie meer pyn nie. Rus
in vrede, my liewe pa, namens Ernst. My oupa het 'n groot rol in my lewe gespeel. Vir oupa het groot huise, mooi karre, nuwe klere en baie geld glad nie saak gemaak nie. Vir hom was sy familie die belangrikste en solank almal gelukkig was hy gelukkig. Oupa was so lief vir sy oggendstappie en koffie in die tuin. Oupa het elke oggend heel vrolik opgestaan met 'n lied in sy hart en hy was mal daaroor om vrolike wysies te fluit tydens sy wandeling in die tuin, want sy tuin en meer spesifiek sy broodbome was altyd sy trots. Van my geboorte af was my oupa vir my soos 'n pappa. In die nagte het hy by my gesit as ek moeilik was. Hy was daar veral toe ek my eerste mylpale behaal het, byvoorbeeld sit, kruip, loop, asook tande kry. Oupa was trots en altyd deftig aangetrek. En alles moes pas, want oupa het na sy liggaam omgesien. Hy het sy gees gevoed en hom redelik vry van kommer gehou. Oupa was ook baie lief vir sy houtwerk. As mense hom soek, was hy besig altyd met iets. Hy het ook graag vir ure blokkiesraaisels ingevul en het ook 'n groot liefde vir musiek gehad. Al is ons harte seer vandag en al gaan ons hom vreeslik mis, is ek in my hart tevrede en ook so trots. Oupa het op die ouderdom van 86 ons nou verlaat, maar ons weet dat oupa 'n vol lewe saam met al sy geliefdes gehad het. Oupa was 'n ware heer en vir almal was dit 'n voorreg om sy edele Ernst Hendrik Meiburg te kon ken. Oupa het 'n ereplek in ons harte. Dankie vir die wonderlike oupa wat jy vir ons was. Oupa het 'n hart van goud gehad. Van Jevon. Liefste oupa, dankie vir alles en dat oupa so lank vir my gespaar was. Dankie dat oupa my fiets gekoop het en dat oupa my geleer fietsry het en dat ek en oupa die bakkie in die motorhuis ingetrek het en dat oupa my altyd parkie toe gevat het. Oupa se omgee het altyd my gelukkig gemaak. Dankie vir my voels en als. Oupa sal altyd in my hart bly. Liefde, oupa se mannetjie, daar hy is. Pa was vir ons 'n rots en 'n steunpilaar. 'n Ware voorbeeld vir ons almal. Ons wil dankie sê dat pa vir ons vir soveel jare geleen was. Pa laat 'n groot leemte, maar ons troos onsself daaraan dat pa nou geen pyn meer sal hê nie. Tot ons pa weer eendag sien. Mis my, maar laat my gaan. Hier aan die einde van my lewenspad het die son vir my finaal gesak. Maar moenie huil en treur oor my. O nee, wees bly. My siel is vry. Mis my 'n rukkie, maar nie verlang. Met kop omhoog en geen hartseer klank. Onthou hoe het ons liefde ons lewenspad gebaan. Mis my, maar laat my gaan. Hierdie pad moet ons elkeen stap en alleen moet ons elk die tog aanpak. Dit alles is deel van God se meesterplan op pad na waar die ewige die tydelike vervang. So wanneer jy eensaam en hartseer voel, laat vriende se liefde en troos jou oorspoel. In goed doen aan ander kan geen droefheid bly staan. Mis my, maar laat my gaan.